Mercy, hand me down. Mijn naam is Lorenzo, ik is oorspronkelijk van Stellenbosch. Idas Vallei tussen Idas Vallei en Kloetiswil. Als ik denk aan die resurrection, dan denk ik aan eens op een tijd was ik ook dood in mijn misnoem. Hoekom zoek jullie dan die dooies bij die levendes? Eens op een tijd het ik leven gaan zoeken in een verkeerdheid. Als Jezus hem moest opstaan, dan sê die Bijbel was ons geloof maar van die ellendigste. Dat Jezus los van zijn boodschap in die graf achter, die kopdoek is gevouwen. Yes. En hij zei voor ons, hij is nog niet klaar en hij komt weer. Want daar is effects, daar is benefits, daar is deurbraken van zijn kruis. Yes. Dan is ik zo hooggedrag. Yes. Dan lees ik die tikpoem, dan huil ik me dronk. Ons face die realiteit van ons community, wat ons roep bij ons verleden. Maar diezelfde man wat voor ons veronderstel was om te bevrijden, is dan nou diezelfde man wat dood. Yo, Here, hoe lauw je hart is. Goeiemôre vrienden en familie, of goeienaand of goeiemôre, wherever julle hierdie video kyk. Vandag het ons laaste guest van hierdie, amper sê ek Pinkster. Pinkster kom nog. Ons Paasfees series waar ons guest het wat preparing the road. Die guest wat altyd aan die regterkant sit. Hulle is hier so om die pad vir ons reg te kry. Hulle kap het met 'n pik, 'n graaf, digge, loude, whatever hulle het in hulle disposal. Gaan hulle hierdie pad vir ons oopkap om op hom te beweeg. En waartoe beweeg ons? Ons beweeg na waar ons die kruisdood nie meer sien as 'n mourning ding nie. Ons sien die kruisdood as celebration. En ons celebrate die benefits wat hierdie kruisdood vir ons inhou. That's good. En ons as mens het dalk so 'n mindset gehad waar ons nie daai mindset het. Ons sien ons verkeerd en die Vader het nou vir Jesus gestuur en dis dit Jesus celebrate hy weekend. En dan die maandag, Easter Monday, nog alright, ons eet ons Easter eggs, daarna is ons, ek is die word in. Alright? En weet wat, ek gaan nie nou oor praat, ek dink soos die program aangaan, is dit iets wat ek vanoggend aan gedink het, dalk lei dit vir ons daarna toe. Julle, without further ado, welkom by Wisdom of Solomon. Ons het 'n goeie vriendie van my. Toe ek my foon optel en hierdie man sê nee, ek is in. En dis net hoe die Vader dinge bestuur, man. Ons het vir Lorenzo hierso. Lorenzo, ek gaan met jou naam 'n bietjie speel. Nee, is 100%. Geen probleem, my vriend. En ek gaan nie meer praat nie. Die vloer is jou nie. Jy het gekom met 'n boodskap. Jy kom voed ons. Jy kom louders met die Easter eggs wanneer iets is soet. Ja. So dat is die wat eier. So Lorenzo, without further ado, ek ken jou tot op 'n mate. So 'n 2-minute intro waar daar's mense wat na hierdie video gaan kyk. Wat dalk nie vir jou ken. Hulle het jou gesig saam mee gesien. Hulle het dalk op social media gesien waarmee jy besig is. Wie is Lorenzo? Correct. Marcel, baie dankie en ons kykers ook wat almal ingetune is vandag. Baie dankie vir die geleentheid dat ek vandag op Wisdom of Solomon kan wees. You know, just to share what God is doing in my life and then also just paving the way. So ek gaan so 'n bietjie tussen Engels en Afrikaans. Sal ek om 'n bietjie, as dit fyn is met jou. No problem. Sal ek om 'n bietjie. So ja, my naam is Lorenzo. Ek is oorspronklik van Stellenbosch. Idas Vallei tussen Idas Vallei en Kloetiswil. 'n Paar jaar in Idas Vallei gebly, Kloetiswil toe getrek. Vrou gekry in Kloetiswil. You know, I got married hier in Kloetiswil. Ek is nou so 13 jaar getroud. Twee pragtige jong kinders, dogtertjie en 'n seun. En ja, die Here het mooi dinge gedoen in my lewe. Ek dink ook soos die podcast aangaan vandag, sal ek ook 'n bietjie unpack as we pave the road, you know, as to what God has done. You know, ek love wat hy gesê het for the fact that sometimes we celebrate the morning side of Jesus who's been crucified and who has died and rose again. But I believe today God is leading me to speak about the aftermath of the whole event. You know, as to what God is. So ja, in a nutshell, dat is ek werk vir departement landbou. Ek is ook 'n voltydse pastoor by Commission Christian Church. En ja, dat is wie ek in a nutshell is. Ek dink soos die tyd aangaan, dink ek sal ons 'n bietjie meer unpack. En ek dink, without further ado, toe jy my nou vra om 'n bietjie te praat oor die resurrection, you know, how the resurrection is still relevant until today. Dink ek vir myself oor my eie lewe. Ek dink oor my eie lewe in die sin van,
you know, God has really revived me. Hy het my lewe, eens op 'n tyd het hy my lewe geresurrect. You know, he resurrect my life in the sense of being dead in my transgressions, dood gewees in my sondige natuur, en ek het gedog dit gaan my lewe wees. Okay. But you know what? God had another plan for my life. En ek dink, as ek dink aan die resurrection, dan dink ek aan, eens op 'n tyd was ek ook dood in my misnoë. Okay. Ek was dood in my sondige natuur, was ek dood. Ek het 'n lewe gelei wat nie aanneemlik was teenoor die Vader nie. And you know what? But there was a day and there was a time that God set out before the foundations of the earth to call me back to life. You know, and toe ek dink daaroor oor die resurrection, you know, we know the morning toe Maria Magdalena hulle na die graf toe gaan, you know. Just to paint the picture. Ek dink aan hy oggend hulle gaan daarna toe, hulle gaan kyk of hulle verlosser, hulle saligmaker of hy nog daar is, jy weet. En met hulle aankoms, daar sien hulle die klippers weggerol. You know, en hulle sien Jesus is nie meer daar binne nie. He's no longer there. En wat vir my profound daar is, hulle gaan om iets te gaan soek. Maar die Bybel sê, hoekom soek julle dan die dooies by die lewendes? En vir my baie kere is daai 'n vollende refleksie van my lewe. It is something of my life, you know, because eens op 'n tyd het ek lewe gaan soek in 'n verkeerdheid. Ek het lewe gaan soek in dwelms, ek het lewe gaan soek in verkeerde dinge. You know, not to elaborate on that. Ja. Maar ek het my lewe daar, ek het my fulfillment daar gaan soek. But you know what, dat Jesus, alles wat ek nodig gehad het, was opgelok in hom ingewees. It was locked in Jesus, you know. En ek dink, as ons dink aan die opstanding, as ons dink aan die resurrection, we think about that, is that until today, ek praat vir myself, wat ek glo ek ook praat ook vir menigtes wat vanmiddag vir ons luister, is dat die resurrection is still relevant until today. Ja. Jy weet dat die resurrection is nog altyd relevant tot vandag, want hulle gaan met bekommernis na die graf, maar hulle kom terug met 'n boodskap. Hulle kom terug met 'n boodskap om te sê dat hy is nie meer daar nie. Vir hulle kon dit twee dinge wees, Marcel. Dit kon vir hulle wees dat waar is hierdie Messiah? Waar is ons Vader wat ons voor lief het? Maar vir Jesus in die geestelike realm is dit 'n oomblik van oorwinning. en ek is gefascineerd deur daai aan. I'm fascinated by that. Om te weet dat dat die prys was betaal ten volle. As Jesus nie moes opstaan nie, dan sê die Bybel was ons geloof maar van die ellendigste gewees. Yes. Maar hy het opgestaan en daar word ons vandag oorwinning mee vriend. We have the victory today. En jy weet, terwyl ek vandag by die werk is, dink ek so aan hierdie ding. It was nie vir Jesus nodig om deur daai hele proses te gaan, om te bewys dat hy God is nie. Ja. He did it for us. Sure. Hy het dit vir ons gedoen, my vriend. Ja. He did it for us so that we can have victory. You know, and I love this statement to say that we don't fight for victory. The grave, the resurrection from the grave gave us victory. So we no longer fight for that victory. He gave us victory, my brother. We are standing now. Now we are from a position of victory. We no longer need to fight for victory. We no longer need there is a sense of understanding that when we have Christ, we have the victory. So ons het die oorwinning, en ek dink vir jare van my lewe het ek daai nagejaag. Ja. You know, I have chased that. Ek het daai nagejaag in die sens van ek het verskillende plekke oorwinningsoomblikke vir my lewe gesoek. Ek het op verskillende, ek het in dwelms, ek het in verkeerdhede, ek het in die strate, ek het in verkeerde vriende. I've tried to find the place of victory for my life. But meanwhile, my victory was all along with me. Ja. Because Jesus is met my gewees, even in my verkeerdhede. Yes. And you know what, en net om aan te sluit, you know, God just led me to a scripture.
Gooi meneer, gooi. En ek dink die skrif wat die Here my gee, ek raak nou lekker gemaklik, dankie Maso. So ek dink die skrif wat die Here my gee is dat as ons kyk na die opstanding, as ons kyk na die oorwinning wat bewerkstellig was op die opstanding. Yes. Nou baie kere ons as Christene, ek wil lekker op 'n beter term, Ja. ons as gelowiges, baie van ons noem ons is bloedgewaste kinders van die Here. Ja. And we paving the way. Yes. Maar baie kere van ons bly ons stak by die momentiese event van Easter. Ja. Ons word stak by daai plek waar dit is 'n event op die kalender wat ons aftik and we put every effort into that moment, into that weekend, into that Friday, that Saturday, as Bosberade, nothing wrong with that. We need to celebrate what Christ has did for us. But I'm a firm believer that there's an aftermath of that event. En dit is wat ek vanmiddag met julle wil bietjie oor praat. Gooi meneer. Ek wil praat oor die nagebeurtenis. Die effek van die event het 'n uitvloei na dit. Sure. En as ons kyk daarna, jy weet op elke event, ek dink as ek dink aan, wanneer daar miskien oorlog is, wanneer daar oorlog gebeur het, daar's altyd 'n after effect. Yes. Hulle sê wanneer daar 'n aardbewing is, dan is daar 'n naskok. Yes. Daar's nog 'n paar trillings wat gebeur daarna. So can I tell you, Jesus died over 2000 years ago. Ja. He died on a cross. He died a sinner's death. He rose again on the third day. But until today, we are feeling the aftershock of that event. Jessie. Tot op vandag toe, Marcel, oor die 2000 jaar gelede, voor ons, ek en jy, ons die wêreld, they are still speaking and they are still seeing en hulle ervaar nog vandag. Dieselfde event wat daai tyd gebeur het, Ja. hulle voel as dieselfde aftershock vandag. Jo. And that is what I want to talk about with you today. Gooi meneer. Ek wil met jou praat oor die feit dat die opstanding van Jesus Christus is tot op vandag toe relevant vir ek en vir jou. Vir die luisteraars wat vandag vir ons kyk, is tot op vandag toe relevant. Hoekom sê ek dit? Hoekom vra ek dat? Ek kon nooit meer vrae gevra in laas week is dat hoe kan ek dit opweeg of die opstanding 'n werklikheid is? Yes. Ek kan dit miskien nie vir jou beskryf met woorde nie, maar as jy na my kyk, as jy na Marcel kyk, Yes. as jy jou storie ken en waarvan hulle verskom, kan ek jou sê die krag van die opstanding is vaardig in ons lewe, my vriend. En ek dink daai vir my is genoegsame bewys. Miskien maak dit nie sin vir ander nie, maar can I tell you, I am a firm testament of the resurrection power of Christ. Sure. Nou bring dit my na die skrif toe. Die skrif sê in Romeine, hy sê dieselfde krag wat vir Christus uit die dood het opgewek het, Marcel, is aan dieselfde krag wat in my en jou is. Exactly. It's in us. It's evident in us. So the question that I'm having to myself, why would I tarry en hoekom sal ek bly in situasies wat dood is? Want my Vader het dan opgestaan. Exactly. En ek is aan 'n koue van hom. So hoekom kan ek nie wandel in daai oorwinning opstanding krag van die Here? Maak nie saak wat ek deur kan vandag, môre en wat nog moet kom nie. I must be reminded that the same power that risen Christ from the dead is actively in my life. En dit verander die ballgame. It changed the ballgame. Now the relevance of the grave is being manifested into our daily lives to understand it's not only an event that happened. Ja. Het gebeur nog altyd. Sien. Hoekom sê ek so, Marcel? Hoekom sê ek gebeur nog altyd? Die Here red dan nou nog gangsters. Yes. Die Here red dan nou nog drug addicts. Ja. Die Here red dan nou nog iemand wat die mekaar lewe of iemand wat siek is. Die Here maak dan nou nog gesond. Yes. So watter krag maak dan nog gesond vandag? So die graf kon hom nie hou nie. En die destiny van die opstanding in die graf kon die generasies wat agterna daai gekom het, kon dit nie keer nie. Dit moes na my en jou toe kom, my brother. Het moes na my en jou toe kom. So dit is my uitgang, want daar is 'n na-effek, my vriend, van die opstanding krag van Christus.
dat ek en jy het vandag kan ervaar. Ja. En daai het vir my relevant 16 jaar gelede in my lewe, het hy selfe opstanding krag 'n werklikheid in my lewe geraak. Vir 8 jaar van my lewe diep vasgevang in dwelms. Vir 8 jaar van my lewe is ek weggevoer in die lelikste dinge wat ek kan kry. But you know what, there was a time that God said, hy kan nou dood is. Yes. In sy misnode. Hy kan nou lyk of hy in die graf is en of hy nie gaan opstaan nie. Maar daar's 'n bepaalde tyd in die hemele vasgemaak en losgemaak dat Lorenzo moet terugkom na die lewe toe. Jo, Lorenzo. En dit is die openbaring wat ons vandag het, dat hy selfe krag is nog altyd vaardig vandag. Ek maak nie verskoning vir daai krag nie. Ek maak nie verskoning dat ek excited raak, dat ek weet dat Christus is nog in staat om lewendig te maak. Christus is nog in staat om situasies om te draai, want daar is 'n konkrete bewys dat there's an aftermath after the event in the grave. Kom ek, as ek teologies moet wees rondom dit, ons kan dit ook doen as ek moet wees. Yes. Jesus los 'n boodskap vir ons in die graf agter. As jy sien wat gebeur toe hulle kom, hulle sê die doeke wat op sy liggaam is opgevrommel een kant. Yes. Maar hulle sê die kopdoek was opgevou een kant. As jy kyk na die Joodse tradisie, wanneer 'n slaaf of wanneer die meester eet en die slaaf staan na om een wat op die tafel, is hy altyd attent op wat die meester doen. So wanneer die meester eet en die meester vat die doekie en die doekie bly gevou of die doekie is opgevrommel en die meester gooi dit op die bord neer, dan weet die slaaf hy kan die bord optel want hy is klaar. Maar as die meester eet en hy vat net die doekie en hy maak net so en hy sit dit weer neer, net so gevouwe, dan weet die slaaf hy is nog nie klaar nie. Nou kan ek vir jou iets sê vandag, my vriend, dat Jesus los vir ons 'n boodskap in die graf agter. Die kopdoek is gevou en hy sê vir ons hy's nog nie klaar nie, hy kom weer. So die event wat hier gebeur, don't worry, do not be dismayed, do not be discouraged. I am not yet done, I am still busy. Dis hoekom vir 40 dae voor hy opgaan en gaan sit aan die regterhand van die Vader, is daar events wat gebeur en they call it the aftermath of the grave. My vriend, en dit het my siel geroer. It moved me to the place where I understood that Jesus, it doesn't matter where I find myself currently in my life, Jesus is not yet done. Want daar is effects, daar is benefits, daar is deurbrake van sy kruis, van sy opstanding. And it's not only an eventous moment that we celebrate yearly, but ons kan sê ons is ware getuies dat die krag van die Here ons nog uit die dode uit kan oplig en vir ons kan iets maak vir sy glorie en vir sy kingdom. En dit is wat ek vir jou vandag kan sê. Because there's an aftermath. So enige vraag van jou kan, ek kan die hele dag praat. Sien julle nou hierso. Die man is, ek het die woorde nie, but Lorenzo, jy, mensen van, toe jy vastgevang is in die dwelms in, en jy het die uitweg gesien nie, jy was vastgevang aan, die klip is daar en daar is net dood. Jy het grys gekry, dat jy vandag hier kan sit, dat ons kan tangible kan sien, dat die opstandingskrag werk in jou. Daar is 'n ou wat in jou omstandighede is hier in Kloetiswil. Praat met ons, maak dit persoonlik, Kloetiswil. Jy kom uit Kloetiswil. Wat vasgevang is in dwelms. Daai man voel, of daai dame voel, hulle moet net met die gun hardloop en dan kry hulle daai erkering van lewe. En hulle sien lewe, hulle manier van lewe is om dood te maak. Is om dood te voel. En daar is nie 'n ander, hulle sien nie 'n ander siening nie. Jy het die kol gemaak. Ek weet jy het nie gesê hoe jy die kol gemaak het en wat gebeur het nie. Wil jy nie met so 'n jong man praat op buitekant wat op hy lewe is van net dood maak. Hy of sy sien net dood voor hulle. Definitief. Ek dink jy noem 'n profound ding maar so om te sê dat I've made that call. You know what? And maybe I just want to rephrase that a bit. You know, I never chose Jesus. Okay. He always chose me. Yes.
even in my direst state, Ja. het ek nooit vir hom gekies nie. Want hy was nooit, ek het altyd my lewe gesien, soos 'n jong man vandag. Ja. Soos iemand in Kloetieswil, Breë Stellenbosch vandag. Yes. Het ek altyd my lewe gesien om myself 'n naam te bou buite die wil van die Here. Ja. Want ons albei, ons kan getuig oor wat 'n soort vervulling die wêreld bring. Wanneer jy sê jy is nou die ou, jy kan met die gun hardloop, jy kan dit doen, you know, to be real today, beloved, om real te wees, want daar's iemand wat regtig met hierdie sukkel. En jy weet baie kere soek ons daai vervulling, ons soek daai desire, ons soek daai aanvaarding, for a lack of a better word. Ons soek daai belonging, as die Engelse man sal sê. Ons soek daai op verkeerde plek, ons soek dit op different plekke. Want soms kere was dit al wat vir ons gemodel was. It was all that was modeled to us. You know, maar die opstanding, en ek dink dit is 'n punt wat ek wil inbring as ek met 'n jong man praat. You know what, toe ek down and out was, Marcel, toe ek alles verloor in my lewe. Toe ek my studies moet opskop, toe ek die geleenthede gehad het wat my ouers vir my geskenk het, toe ek die geleenthede gehad het, die deure wat oopgemaak was vir my, sonder dat ek weet dit is al reeds die hand van die Here, het ek het van die hand gewys. En op grond van daai het ek baie dinge gemis in my lewe. Did I lose? I did not lose. I only gained Jesus. I did not lose. Maybe in human form, sien mense, daai man is agter. No, I'm not behind. God only allowed me to journey through because our path has been set out. En baie kere vir 'n jong man in ons community wat ons in lewe, is die status quo, is either you fit in or you stand out. Maar weet jy wat het ek kom leer, toe ek 16 jaar terug nie meer kon nie. Toe ek 16 jaar terug alles verloor, my vriend. Toe ek 16 jaar terug van my ouers, ek sal nooit die dag vergeet, ek kom in die huis na, seker 'n week van weg wees. My mamma is nie meer vandag met ons nie. En sy kom en ek kom in die toilet in, en sy staan daar, sy staan saam actually in die toilet, en so 'n spieelkas in die toilet in. En ek kyk myself in die spieël, en sy kyk vir my terug in die spieël. En sy sê hierdie woorde. Sy sê, Here, as U net my kind moet teruggee, wat ek aan geboorte gegee, sal ek U dien. Kan ek vir u sê, my maat saam met my vriend, vir oor die 10 jaar voor sy sterf, het sy 'n belofte teenoor die Here gehad. And we have served God together. 'n moeder se gebed, kan ek vir iemand vandag bemoedig? Do not stop praying for your son. Do not stop praying for your daughter. Moenie ophou bid vir jou man en jou familiekinders en jou neighbors. Do not stop praying. Hulle het gesê ek gaan nie regkom nie. But they never took in consideration that there was a third day that Jesus will rise again. En hy het opgestaan vir 'n man soos ek. For a nobody, my brother. For a nobody soos ek en jy. Hy het opgestaan. En ons kan vandag in die oorwinning loop van Jesus. En you know what, ek dink ek het dit neergeskryf. Gooi. Ek dink ek het dit neergeskryf hier, so my vriend. You know what, en ek wil net vir 'n jong man sê vandag, weet jy wat doen Jesus? Wanneer hy jou in die hande kry, you know, ek het Jesus gesoek, my bro. Ek het Jesus gesoek, ek wil niks so hoor, ek het Jesus. He seek me. Mercy, hand me down. Het vir my gegaan. Hy het gedink, hulle het my mos Gonna geroep. Hulle het gedink, Gonna, nie meer nie. Kry die man terug. You know, he needs to be in my kingdom. And you know what, mercy hand me down. And you know what, when God got hold of me, he rejuvenated. Yes. Hy het my gerejuvenate, my brother. As ek dink aan rejuvenation, het is iets wat, het is opgezet, hy het my weer hy het my opgezet, soos 'n battery, soos die destydse stoomlokomotief. Verstaan? As hy steenkool gekry het, daar hardloop hy. You know, and God rejuvenated me. Hy het my nuwe krag, nuwe energie. Was ek vry van cravings? Was ek? No, I was not. I was still in my same community. Ek was still in myselfde community. Ek het self by myself vriende geloop. Wat ek saam doen, wat ek saam die verkeerde gedoen het. But you know what? When Christ rejuvenated me, gave me the heart and the mind of him. Hy het my die hart en die gedagtes. En ek kon nigter, ek sal nooit vergeet nie. 2009, my vriend, die 15de Maart, gaan ek my ma nooi vir my op haar birthday.
Sy nooi vir my na die Methodiste kerk toe. In Jamestown. Yes. Daar's 'n getuienisdiens. Okay. Nou baie mense al die getuig gaan, maar ek is 'n witness van die. Daai middag gaan daar 4 getuienisse uit. Okay. En elke man wat daar praat, voel hulle praat met my. Ja. En ek in my sondige toestand. Ja. Kyk my ma en my pa, amper so het julle wat die mense gevertel. Dis 'n beplande move. But it was not. It was God's divine appointment with my life. And you know what? They made an altar call. In die dag gee ek kom in trane teenoor die Here, na die Here toe. You know, God saved me in tears. Ek was moeg, Marcel. Ek was moeg van not knowing where I'm headed. Ek was moeg van nie visie het. Yes. Ek was moeg van dieselfde ding oor en oor, they call it insanity. Maar dan wag ek 'n different result. Yes. Van met 'n jong man praat vandag. Gooi, Jy weet miskien nie hoekom jy dieselfde ding oor en weet ek het die poem met tik poem met ek teen my muur gehad my broer. Ja. Dan is ek so hoog gedrak. Yes. Dan lees ek daai tik poem, dan huil ek my dronk. Maar dan dink as ek klaar gehuil het oggenduur, dan dink ek weer klaar, waar gaan ek my volgende R50 kry? Om nog 'n pyp te rook. Lorenzo. And that is the severity. And ek kan relate met iemand wat vandag vra, hoekom is my lewe in sirkels? Ja. Hoekom gaan ek deur dieselfde ding, deur dieselfde routine, maar ek kry nooit 'n different result nie. Brother, young man, daar's hoop man. Die graf se opstanding, Jesus se opstanding, het vir ons hoop gebring. Het vir ons hoop bewerkstellig, my vriend. En jy weet dat dit rejuvenated me. Ek wil vir die jong mense sê, jy's nooit te ver dat Jesus jou kan rejuvenate. Jy's nooit te ver al sê hulle wat van jou. Ja. Al praat hulle wat van jou, al het die community jou ook gelabel al om te sê, dit is die, because that's what we do. Ja, But can I tell you, there is a God that is able to rejuvenate and to rewrite your story. Hy kan jou storie rewrite. En weet Marcel, wat maak hy? Die graf in my lewe, en ek bemoedig 'n jong man terwyl ek dit sê, is that he made me alive. Hy het my weer lewendig gemaak, my broer. Jy weet wanneer jy deur die mou sit gaan, dan is hy net as elke dag dieselfde dinge. Sy weet al gaan op die hoek sit en daai doen. Sy weet al waar sy broer se daarvan aan kom, you know that. Yes. But you know what, you never lived. You never had a life. You were blinded by what you were going through, wat jy deurgegaan het. But you know, toe Christus my griep, toe hy my lewe aanraak, toe maak hy my lewendig. Daar's dinge op daai ouderdom van my lewe wat ek nie geweet het nie. En wat Christus vir my openbaar. Yes. Wat hy vir my wys, wat hy vir my laat sien. Until today, it's still a work in progress. Dit's nog altyd 'n werkende proses. Vervul is ek, vol is ek, geregverdig is ek deur die Here, but I'm still pursuing to say, Lord, I need more of you. I cannot lose my dependency on this King who saved my life. En ek wil vir 'n jong man sê dat Christus kan jou weer lewendig maak. Jy Christus kan jou weer maak dat jy het sonne daai bekommernis en daai swaarheid wat voel, jy's like dit as ek nou nie dit doen nie, wat gaan hulle dan sê? Wat gaan hulle die broers gaan die sê as ek nie daai doen nie? No. Die duiwel is 'n leienaar. Daar is hoop. Daar is hoop by die kruisdood en by die opstanding. Daai event praat nog vandag boekdele. Yes. En jy kan deel wees van daai chapters. You can be part of that chapters because 16 years het ek gesê, Here, ek wil part wees van daai chapter. Ek wil part wees van daai chapter. And I just felt encouraging you that that's hoop, man. Het maak nie saak waarvan jy kom of van die Kloeties wil afkom en watter area van die Kloeties wil jy. It doesn't matter. I can tell you that before the foundations of this earth, God has ordained you to be in His light. He's ordained you. And do not let anyone else tell you something. Moet hulle iets anders sê nie, man. Die Here is lief vir jou en hy wil jou vat en hy wil jou groom en hy wil hy selfe opstandingskrag wat vir hom opgelig het, wil hy vaardig maak in jou lewe. Lorenzo, daar is wie en dis wat ek voorheen gesê het, ek gaan daaroor praat en vanoggend dink ek aan Petrus. Alright? En hy verraai Jesus. En toe Jesus vir hom sien, hy het so skuldig gevoel, maar Jesus was so bly vir hom te sien. Daar is 'n man wat dieselfde ouderdom soos jy is. Hy is getroud, hy het 'n huisgesin, but his past keep on hunting him. Hy het even gaan huil die weekend by die kruisiging because Jesus went all through one guilt trip.
hoe kan Jesus vir my dit doen? Hy was gemartel, hy was uitmekaar uitgeskeer hoe hy sy liggaam gelyk het. En ek deserve nie waartoe hy vir my gegaan het nie. En ek celebrate die opstanding. Vandag is donderdag. En daai guilt band my alweer, ek het alweer slapelose nagte en daai versoeking is so groot. Praat 'n bietjie met so 'n man wat hy kan nie oor homself kom nie. Sure. I mean, Jesus forgave him. That's true. And he moved on. He moved on. But why can't he move Exactly, on? exactly. Is die vir hom 'n boodskap dat hy moed kan vind wat hy kan sê dat nou tel ek dit op en hier gaan ek. Ja. Ek hoor jou en ek dink as ons praat van 'n man spesifiek. Yes. Dink ek en 'n ander pastoorsvriend van my praat gister and we speak about mental health of men. Yes. En ek wil dit nie baie diep vat nie, maar ek dink dit's 'n baie relevant vraag wat jy vra. You know, om te sê hoekom ons oor die plek waar jy weet dat jy vergewe is. Ja. Dat jy weet dat die skuldbrief wat vir jou uitgesit was, is ten volle betaal. Al wat jy moet doen, jy moet net die kwitansie gedaan. Is al. Die skuldbrief, my vriend. Ja. Wat op jou naam is op hy skuldbrief. Yes. Jesus sterf op die kruis en die kwitansie is joune. You didn't even have to die for it. En jy weet, is maklik gesê vir my vandag. Ja. Om het te sê dat jy moet net optel en gaan net aan. Because ons face die realiteit van ons community wat ons roep by ons verlede. That's it. Ons face die realiteit van ons familie. Wat ons roep by ons verlede. Ja, Lorenzo was. Yeah. They always speak about us in the past tense. Yes. Weet jy, maar hulle gaan ons altyd roep, my vriend, by ons verlede. Ja. Maar God ken ons hede. God ken ons toekoms. Yes. En die moeilike ding vir ons om daaroor te kom is that we need to find ourselves a community where we can build ourselves. Yes. Want ek kan vandag vir jou bemoedig, ek kan vandag vir jou sê, doen dit, doen die, en jy vat dit en jy goosebumps en jy voel net happy, maar die realiteit van die saak is, jy gaan vanavond weer terug na jou huis. Exactly. En die omstandighede sorg die vanavond weer daar. Is how do we move from knowing that we are still in that situation, but our approach en hoe ons die ding hanteer is different. Hoe doen ons die? Ek dink dit is die kraks van die vraag. And I believe that with Jesus, ek kan net oor hom praat. Jesus, my vriend, he repels us. So wanneer ons in hom is, en hy in ons, you know, he's with us always. He will never leave us, nor forsake us. Maar vir iemand wat sukkel met skuldgevoel, because ek kom van die. Ek kom van 'n plek waar ek skuldig gevoel het, waar ek gevoel het, just like it, ek moet vir sekere mense aan verskoning vra. You know, ek het hulle leed aangedoen. Ek het verkeerd teenoor hulle gepraat, you know. But you know what God told me? I have forgiven you. Ek het vir jou vergewe. You know what? If you have the faith to go to them, go to them. But first and foremost, understand what I did in your life. Sure. And dan, because baie keer Marcel, hier sê ding, we cannot give what we don't have. Yes. So wanneer vergifnis nie 'n realiteit in jou lewe is nie, hoe verwag jy ek moet vergewe? So vir 'n man wat met skuldgevoel sit, vir 'n persoon wat met skuld, want ek het die in my community en ek het die in my community, ek het hierdie verkeerdhede gedoen teenoor my community, all you need to do is to know that God now is writing your story. My brother, dis hoekom ek dit neergeskryf het. God repels us into our God-given destiny. Sure. So wat gebeur is, my verlede gaan altyd, dis hoekom, by die polistasie, daar, het hulle mos so dokke. Yes. Nee, hulle het jou dokke daar. So wanneer hulle roep in die hof, as hy voorkom, maar roep hulle mos jou, Lorenzo Sebastian, dit is jou dokke, dit is die klag teen jou. Ja. Dit is die klag teen jou. Maar jy weet, daar is nie meer 'n klag wat teen ons gerig is nie. Yes. So die enigste ding wat die duiwel wil ons net aankla. Maar die klag wat op ons was, het Christus op hom gevat.
So 'n tyd dat ons moet besef that we are free. Yes. That God has made us free, my brother. Moeilik, makliker gesê as gedoen. Yes. Want ek is in my community. I'm in my community. All I can encourage a man like this wat vir my gehelp het, ek praat in my ervaring, wat vir my, ek het vir my accountability in my lewe gekry, my vriend. Ek het vir my mense gekry wat ek kan weet, ek kan confide in. Yes. Ek het vir my mense gekry wat ek weet wat ek mee kan praat, my brother. Ek het vir my mense gekry wat ek weet wat saam met my gaan huil, wat saam met my gaan bid, wat saam met my deur my moeilike tye gaan. Because as ek gevry waarvan nee, ek is nie. But ek het my daai gekry in my lewe en daai was 'n pilaar in my lewe. Sure. It was a pillar in my life. It was a pillar nadat Petrus Jesus verloon het. Yes. Het dieselfde Jesus vir Petrus gesê op hierdie rots. Op hierdie rots. Yes. On this revelation. I will build my church. And the gates of hell shall not come against it. Daar sê. So meaning, hy man het hom verloon. Yes. Hy man het hom verloon, Petrus. Wat het Petrus in die tyd ons alles sê, sy praat aan soos hy man. Exactly. Sy klink aan soos hy. Maar het dit God se hart teenoor Petrus verander? No, it did not. Yes. It did not change God's heart towards Peter. But you know what? It stirred faith within him. Het hom opgelig om te sê, just like as hy my kan vergewe. Ek het vir hom verloor. As hy my kan vergewe. Surely man, I can be more than a conqueror. Ek kan beweeg uit die plek. Yes. En ek wil iemand vandag bemoedig, ek wil 'n man vandag bemoedig om te sê dat your destiny is locked up in Jesus. The world and the community will always call us, hulle gaan ons altyd roep by ons verlede. Hulle gaan ons altyd, some people will be glad for us. Let's just be real about it. Hulle gaan ons bly wees soos, hulle gaan sê, yo, well done my broer. Jy gewoon dat sy het verander my broer, ek is bly vir jou. You know what? But some, and we're not speaking against people, but let me just say, but some will still, hulle gaan nog, I doubt it. 16 jaar later, baie mense doubt nog altyd, is drie broer, en wie jy sê is. You know, but at the end of the day, God is the one that unlocks our destiny in him. En wanneer ons vir hom het, kan ons die versekering het, dat ons is geshield in die proses. Mean dat ons gaan nie die kry nie, we're gonna get that stones being thrown. Maar wat ons gaan het, ons gaan 'n different mind het. Ons gaan 'n different heart, because we have the mind and the heart of Christ. En ons gaan dinge differently probeer hanteer. Ek hoop ek beantwoord jou. No problem, en ek stem 100% saam wat jy daar sê, waar ons voel ons is nie goed genoeg nie man. En ons hardloop heeltyd vas teen 'n muur soos jy sê, and when we expect the walls to fall, maar daar's 'n way around the wall. Maar ons kyk net daar teen en vas. En dit laat my so dink aan, daar is baie van ons mense wat voel dat Jesus het hulle gelos. Right? Ek bedoel, wat het gebeur, ons sien die opstanding op die derde dag, 100%. Dat was 'n Vrydag. Van die Vrydag aand af, die Saterdag heel dag, gaan het woes. Want ons voel dat Jesus het ons gelos. Daar's 'n mamma wat sit met kanker, daar is 'n ma wat bid, soos jy gesê het, daar is 'n vrou wat sit, wat haar man wil net nie reg sê nie, en daar kry sy hierdie boodskap, en dit voel of dit gaan gebeur, en dan kom hulle by die huis, soos jy sê, dan is dit weer dieselfde situasie, en is even erger man. En hoe hou ek aan tot en met die Sondag? Ek dink, as toe jy nou noem 'n ma wat bid, toe dink ek hoe my mami moet gevoel het vir 8 jaar. Wat sy gebid het, en dan baie kere, dan lyk dit in die periode wat sy bid, dan lyk dit, hier lag Lorenzo bietjie rustiger. Lorenzo, het lyk soos hoop. En dan skielik, dan is dit weer net te dip. Hoe hou mens aan? Deur die wipplank van die lewe. Hoe hou mens aan, wanneer jy vir die Here vra en sê, Here, help my Here, help my hierdie situasie. Hoe hou mens aan? Hoe behou jy die vertroue dat hierdie ding gaan verander? En ek dink 'n kort antwoord towards die is
is dat op die Saterdag, terwyl hulle nog so mismoedig is, terwyl hulle, terwyl hulle aangaan met die feit van, jy's like het, gaan hierdie ding gebeur, jy's like het, ons het, hierdie selfe man wat hulle nou gekruisig het, was die selfe man wat ons gesing het, ons Sanna in die hemel aan, en ons het die palmtak en die klere daar gegooi, maar die selfe man wat vir ons veronderstel was om te bevry, is dan nou die selfe man wat dood is. Yes. Maar jy weet, ek glo in God se tydsberekening. Ek glo in die perfekte timing van die Here. Ja? Ek glo dat die Here werk spesifiek in spesifieke tye. En baie kere God bypasses the natural laws in order to show his glory to the world. Yes. En baie kere dan vir hulle op hy Saterdag was dit 'n tyd van rou en van huil en van, and you know, sometimes God allows that to happen in our life. En miskien kan jy my nou kyk en sê, "Jo, Here, hoe allow u hartseer? Hoe allow u dat hartseer gebeur?" En seker, but you know what? Ek dink dit aan die skrif, toe die disippels vir Jesus vra, "Hoekom is hierdie seun dan blind gebore?" Ja. Was dit as gevolg van sy ouers se sonde? Toe sê die Here vir hulle, "Nee, is sodat my glorie geopenbaar kan word." Kan ek jou sê, baie kere what we are going through, en dit mag miskien selfsugtig klink, maar baie kere wat ons deurgaan is tog nie eens vir ons nie. It's always for his glory. Want kan ek eer vat vir dat die Here my verlos het? Kan ek eer vat dat die Here my vrygemaak het? No, I cannot take anything because it was not my doing. Yes. It was always the doing of Christ. So hoe hou ek aan met die feit dat ek aanhou moet bid vir my man, dat ek aanhou moet bid vir my kind? Dit raak aan net erger. Hy wil dan nie is in van die fase na die volgende fase. Hy sal ons skoons in die gevangenis. Kan ek jou sê, en dit is die skrif, Lazarus was vir 3 dae dood. Yes. 4 days late. Ja. But Jesus was still on time. Kan ek jou sê, dis hoekom ek sê, ek glo in die perfekte tydsberekening van die Here. Dat alles onder die son het sy bepaalde tyd, my brother. En baie kere, because in ons human natuur wil ons die proses van die Here aanjaag. Maar God leer ons even in ons moeilike omstandighede. God leer ons even wanneer dit voel, ek kan nie meer nie. Wanneer dit voel, ek kan nie aangaan nie. Maar die Bybel sê wel, die Here is naby aan die wat gebroken van hart is. En die moeilike ding om het in woorde oor te verduidelik is hierdie volgende, wat ons moet weet, is when we trust him, we should trust him wholeheartedly. Ons moet hom nie vertrou by 'n plek dat, Here, want God is nie towerstafie. Yes. Hy sê iemand wat hy sê, ek druk die knop hier, no. God always works in processes. Die Here werk altyd in prosesse. Dis hoekom toe my ma vir 8 jaar bid, ek het net my by die 3de jaar, moet sê gesê, die Here, asseblief, u kan nie meer nie. Here, ek kan nie meer dat my kind so aangaan nie. Maar by die 5de jaar, toe hou sy nog altyd aan bid, en haar gebed het verander. Toe nou, sy het met self vertel, nou het sy nie net meer vir my gebid nie, maar sy het vir haar ook gebid, en vir my pa gebid, sodat die Here hulle harte moet regmaak teenoor my. Because when God saves me, will they be ready to receive what God is doing in my life? Because sometimes we pray that God changes our circumstances, maar ons grond is nog nie gereg vir die saad wat God wil laat opkom in my brand. So die vraag wat ek vir jou wil beantwoord is, do not stop praying. Ek het nie vir jou 'n konkrete antwoord nie wat ek jou kan sê, moenie ophou bid nie. Moenie ophou glo nie. Daar is te veel getuienisse in jou eie community, in jou eie straat, vir wat God gedoen het. You know, hulle sê 'n dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar is soos 'n dag by die Here. Ek kan net vir 'n mamma bemoedig, ek kan vir 'n pa bemoedig, kan vir 'n jong man bemoedig. Do not stop believing. Do not stop trusting. Want ek glo vir my by die 8ste jaar, toe my ma nog so bid, toe ek nog so down and out is, toe ek alles verloor, toe dink sy self, en sy sê die dag, Here, gee my kind terug. Kan ek vir u sê, toe was daar 'n datum uitgesit,
wat God my gaan gryp Ja. en my in my destiny repel, in my destiny druk. Kan ek vir iemand sê, jou omstandighede wat jy deurgaan, jou situasie, jou trouble en jou trials het 'n vervaldatum. God het nie van jou vergeet nie. God het nie van jou smekinge en jou gebede vergeet nie. Ek is reminded van hierdie vrou wat aan bloedvloeiing gelê het, Marcel, vir 12 jaar van haar lewe. Toe sy die opportunity kry om aan Jesus te raak. Yes. My vriend, toe verander God haar lot. Listen to this. En dit is my behoudenis. Dit is my familie, my vrou se behoudenis. Ja. Die Bybel sê toe Job vir sy vriende begin bid, toe verander God sy lot. Ja! Kan ek vir iemand sê, soms kere is ons so selfsugtig, it's all about us. Ja. But you know what? Just start to pray differently. Jo, Renzo? Because we all has needs. Yes! Ons almal het nood in ons lewe. We are not called for ourselves. We are called always for others. Jo. Kom ek vertel jou 'n verhaal. Ja? Ek ken Salvation Army. Yes. Die boom is gewees. Ja, nou Salvation Army, die hele program of die hele organisasie begin jare terug. Ja. En 'n pastorsvriend van my deel hierdie storie met my. En hy sê dat in daai tyd gebruik hulle mos Telegram. Ja. Nee? En hierdie man wil 'n boodskap uitkry. Okay. By almal die organisasie by die een plek van die Salvation Army. Ja. En hy wil iets met hulle deel wat die Here op sy hart lê. Okay. En dit kom neer op ander mense, others. Yes. En al wat hierdie Telegram vir my allow is om 'n woord te skryf. Okay. En hy skryf op hierdie ding, skryf hy net die woordjie, alles. Oh. En die boodskap van daai is, what we do, wat ons profess vir Jesus in the kingdom of God, Ja. is never about ourselves. Ja. It's always about others. Yesie. Dis hoekom die Bybel sê, hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê, as jy vir Christus wil volg, Ja. verloon jouself, Daar sê. tel Tel op op jou kruis. Yes. en volg hom. Can I tell you, that is the gospel of Jesus Christ. Sure. It was never about others. Toe Job vir sy vriende begin bid, toe verander God sy lot. Kan ek sê, soms kere moet ons dus net 'n klein bietjie shift. En ons verander net daai, en God is besig met ons ding, en daai reg te maak vir ons lewe. Sure. En ek wil vir iemand vandag bemoedig, moenie ophou bid. Don't stop praying. Moenie ophou bid, you know, don't stop praying. Whatever you praying for. Ja. Ek is 'n firm believer. Yes. Ek roep die naam van die Here aan en God verander. Yes. So ek hoop ek antwoord iemand vandag om te sê dat, you know what, al voel dit kom nie nou nie. Ja. God se timing is perfect. Yes. Luister hierso, daar is 6 wit eiers in daai boksies in wat is so vir Paasfees gebruik. En ek wil hê jy moet iemand, ewen vir myself ook op die pad sit vir die jaar wat voor lê, dat ons daai 6 kernpunte, ek sit jou 'n bietjie op die spot. Ja, nee, is fyn. Daai 6 kernpunte wat ons elke dag mens moet dra. Dalk spreek ons dit in die elke oggend in die spieël. Dalk het ons dit in 'n blaadjie hier by ons, whatever. Solank ons net daai kan saam met ons dra in ons backpack. Waar jy prepare mos die road. Ja, definitely. Ons loop die road vir die grace wat die Vader ons gee vir die jaar wat voor lê, sodat ons beter kan voel oor onsself, sodat ons daai benefits ten volle nut vir die jaar wat voor lê. Sure. Daar sy 6 eiers, wat is hulle? That's a very profound thing. So jy sê jy sit met op die spot. maar ons glo dat die Here ons gaan lei. En ek dink die eerste een vir my personally is that ek dink die grootste ding wat ons mens sukkel soms kere is om uit 'n situasie uit te kyk en die oë van Jesus te hê vir situasie, is baie kere die woordjie aanvaarding. Baie kere is dit hierdie woordjie dat I am loved, you know. Soms kere is om te weet, wanneer is in ons natuur, ek deel met 'n ander vriend van my Sondag daar by my huis en ek sê hierdie ding, ek sê ons kan maar wie wees. Yes. Ons kan wat te beroep het om whatever. But you know what, ons ingebou is that we love affirmation. Yes. Ons is lief om te weet dat mense kan erken. Ja. Jy weet dat ek het iets gedoen. Yes. You know, en ek dink om duiding te counter tot 'n sekere mate toe. Ek dink een van die eerste eiers vir my persoonlik sal wees om te weet dat jy's aanvaar deur die Here.
Jy's aanvaar. Yes. Dis die eerste ding wat ons moet verstaan, Marcel. Yes. Dat jy's aanvaar. Yes. Want baie kere society skuif ons weg van tafels af. Society skuif ons weg want ons fit nie in. Yes. Per 'n sekere tafel en 'n sekere groep en 'n sekere finansiële status en we not fitting in en hulle skuif ons weg van 'n tafel af. Yes. But you know wanneer jy aanvaarding van die Here het, maak dit nie saak wie of wie skuif. Jo. Maak dit nie saak wat. Yes. Jy's aanvaar. Ek dink dis 'n belangrike ding. Yes. Dat jy's aanvaar en dat Christus jou liefhet. Ek dink daai aanvaarding bevat so baie takke. Maar ek dink ons hou dit by die eerste eier is om te sê you are accepted. Yes. Jy's aanvaar deur die Here, punt nommer 1. En ek dink uit grond van daai uitvloei die tweede eier vir my persoonlik wat ons kan deurdra vir die volgende paar maande wat voor lê van hierdie jaar. Ek dink is dat omdat ons aanvaar is, you know, is ons gevestig. Hey! Want jy weet ons lewe in 'n tyd, Marcel, waar baie mense, ek dink ons word rondgesleep met die winde van die lewe. Ja. You know, it is dan hoor jy die is en die, dan is jy en die. No. But God is calling us to be stable. So jy's gevestig. Yes. You know, as jy aanvaar is deur die Here, dan vestig hy jou. Ja. Hy vestig jou, man. Jy weet, hy plaas jou, die Bybel sê hy plaas ons op 'n ewige rots. Yes. Jy weet, ons onbeweeglik wie hy die rots is, homself. So ons is aanvaar en ons is ook gevestig. Yes. You know, hy vestig ons in ons aanvaarding. En ek dink vir baie jare het ek daai nagejaag. You know, want ek het nie geweet waar ek inpas nie. Ek het nie geweet waar ek infit nie, want God het my gevestig. Hy het my gevestig want hy het my aanvaar en hy het my gevestig. En ek dink met die vestiging daarvan, want baie keer as ons gevestig, dan moet ons nie kop verloor om groot kop te raak, omdat die Here ons gevestig het nie. So 'n derde eiertjie wat ek sal sê, is always to have the character of Jesus. As ons so vorentoe bou in hierdie jaar, weet dat jy aanvaar is gevestig, maar hy het altyd die karakter van Christus. Dis hy. Ek dink dit is vir my die belangrike ding, my vriend. As om kry ons dit altyd reg? Nee, maar kom ons wees eerlik, ons is mos reël, dis mos die wisdom of Solomon. Exactly. Goeie meneer. So kom ons wees by die plek om te weet dat we need to have the character of Christ. Ons moet die karakter van Jesus openbaar. Kry ons dit reg? Ek praat nou net van karakter en ek praat nie net van kerkterm nie. I'm not talking about that. I'm talking about in your daily walk. Hoe hanteer jy situasies? Hoe's jou parenting? Hoe's jou met jou vrou, met jou man, you know, met jou kinders, met jou community, met jou leaders, met jou by jou werksplek. Hoe ken hulle vir jou? Hoe sien hulle vir jou? Do you have the character of Christ? Ek dink jy's aanvaar, jy's gevestig en het ook die karakter van Jesus Christus. Is baie belangrik. Vierde punt, wanneer die karakter van Jesus Christus het, is dit om 'n gesonde visie te hê. Ek likes daai. Want baie kere uit ons karakter uit kan ons baie kere ek praat met my eie lewe, kan ons baie keer verlore raak. Want ons voel ons, we kind of have achieved things. En wat is dit wat ek nou wil doen? Yes. Ek het voorheen gesê, en ek sê it's never about us. So when we have the character of Christ, we need to have a sound vision. Sure. Allow the vision of Christ to be within. Allow daai om in jou in te wees. En dit is my vierde punt. En ek dink die twee laaste punte maar so gaan van ons kykers en vir ons baie keer bietjie skud. Okay. My vyfde een is om gesonde accountability te hê. Weet jy, accountability is 'n woord wat ons net so Yes, 100%. Nie ek is accountable, nie dis accountability, you know what? Accountability, my brother. Of kom ek ruil dit om? Okay. Kom ek ruil dit om, ek sê die eerste een. My vyfde een, kom maak my vyfde een is om reël te wees. Yes man, yes. Kom ons wees reël. Yes. Kom ons wees reël. Weet jy reël? I don't think always ons kan besef wat reël bedoel nie. Want baie kere die ding word nie oor gepraat nie, maar so. Dankie. Ons praat nie oor die reël nie. Yes, ek stem 100. Die reël is 'n messy ding, my brother. Ons baie kere hide ons agter die
Die versane en die versaad van sekere dinge. Maar is ons bereid om die real talk te hê? Yes. Jy het vroeër gepraat oor 'n man. Is ons bereid as mans om die real talk te hê? Dankie. So, jou 5de eier vir hierdie jaar is wie genuine, man. Wie is real? Hulle sê mos, hulle moet my aanvaar en ek is. Ja. Is jy regtig so? Jo. Wie is real? Ek praat, die eiers praat ek met myself op my vriend. Okay, ek hoor jou. Wie is real? Ek sal my nooit exempt van die nie, want ek kan dit nooit. Wie is real? Be real to who you are, to who God has called you to be. Yes. Wie is real? Het die real conversation. Het die real talk. En dan die laaste ene, if you are real, then you can say, you can lead into accountability. That's it. Accountable mense, my broer, kan ek jou sê, accountable mense is mense wat bereid is om gelei te word. Ja. As mense wat bereid is om te sê, dis wie ek is. My broer, miskien vat ek jou fasaad, maar dis wie ek is. Yes. And we need solid accountability in our life. Ja. En terwyl ons hierdie jaar vorentoe gaan, terwyl ons vorentoe bou, en met die masel dink ek, jy moet dalk een of ander tyd moet ons weer vir 'n koffie kan gaan. You know, and just dissect this. Want daar's so baie dinge wat uit daai uitgebou kan word. Yes. Because miskien is dit nou groot woorde wat net daar neergesit is. Yes. Maar daai groot woorde tyd nodig om opgebreek te word en dit relevant te maak vir ons community, vir ons mense. So you know what, jy's gevestig. You know what? But you are also called by God. Jy is geroep deur die Here. You know, en dan met daai dat jy weet dat jy het grond op jou, het gevestig, jy het goeie karakter nodig. Jy het 'n goeie karakter, you know. Ons sê altyd in die kerk sê dan vir 'n lekker beter woord. Sê ons altyd, you know, is mos God se salwing, né? Ja. So mense nooi jou nie weer op grond van die salwing nie. Hulle nooi op grond van jou karakter. Jou karakter. Yes. Jou karakter, mense gaan jou nou, die man gegroet. Hulle sê mos first impression. It's a simple thing. Yes. But it's stuff that needs to come back. Dankie. En ek dink ons kan hierdie 6 eiers kan ons dissect. And you know, and God can lead us into the more. En my pleidooi vir vandag vir ons Kloetiesville community. En vir ons ook as die breë Stellenbosch is om te sê dat daar nooit nie hoop is nie. Die hoop is altyd daar. As ek kyk na my lewe, as ek kyk na Masel se lewe, ek dink net ons, you know, God has done so amazing things. You know, and we do not boast in what God did in our life, but we testify about the goodness of God. We testify, 'n drug addict, 'n man wat die visie gehad het in die lewe nie. Because hierdie jaar is ek in my finale jaar van my studies met my graad. You know, God is able to do it for anyone. Maak nie saak van waar jy kom nie. Het maak nie saak wat jou background en wat jou familie is en hoe jy nou gelabel het nie. Wanneer die opstanding krag van Christus jou aanraak, kan jy nie anders om verander te wees. En dit is my bemoediging vir ons. Lorenzo, voor sy gaan, daar's iets terwyl hy nog gesels. Ek voel dat dit praat met die moeders. Jy het first hand experience hoe jou ma gevoel het. Daar's 'n mamma. Ek wil hê jy moet uit jou ma het afgesterf, maar ek wil hê jy moet uit jou ma se mond uit praat. Wat sy gepraat het met jou. Wat sy gedoen het. Wat vir aangehou het vir 8 jaar. Daar's 'n mamma wat voel dat die tou is al klaar uitgesit al. Die ry mos nie meer eintlik trein. Ek het nog genoeg gehad. I've been praying for 5 years. Jy het gesê is maklik om met woorde te sit. Maklik. Ek het gebid nou vir 5 jaar. Ek het nog genoeg gehad. Ek dink as ek maar my eie lewe vat, dan is ek verlos. Wat is daar wat jou ma gedoen het behalwe bid? En glo. Wat het sy gedoen wat daar vir 'n moeder kan help vandag, man? Weet jy maar so, kom een aand kom ek in die huis en jy weet ek hoe van praat. Nee man, jy gooi. Maar ek kom een aand in die huis. En het was 'n Sondag aand. My ma was baie lief om Radio Tygerberg te luister. Okay, So daai was haar go-to. You know. So daar is 'n man met die naam op Radio Tygerberg van Dennis Francis. So hy is die pastor, so hy doen die laat aand program op 'n Sondag, doen hy Lewe in Oorvloed. Hy praat dan ook oor die program se naam. En ek kom in die huis hierso waar so bly in die Kloetiesville waar my pa nog altyd bly. Kom ek daar. En
Hulle speel die lied van Juanita Du Plessis wat sê ek lê jou by Jesus se voete neer. Yes. En weet jy Marcel, ek hoor my ma huil man. Okay. Ek hoor my ma besonder snik en sy noem my naam voor die Here. Sy noem en sy, ek kan op daardie stadium as ek mos nog maar baie dwaas in my eie wyse en ek hoor hoe my ma aangaan en sy pleit by die Here man dat die Here my lewe moet verander. Ekskuus en hulle speel hierdie lied en ek sit in my kamer en ek luister die radio na die lied nou klaar gespeel is. En hulle gaan nou bid vir mense. Yes. En Marcel sonne, ek het seker te laat ingekom toe hulle noem as die dedications, die versoeke. Ja. En ek hoor die aand noem die pastor Dennis Francis. Yes. As hy het vandag tog kyk, as hy hierdie ding kyk vandag, wil ek vir pastor baie dankie sê. Ja. Want ek hoor hoe hy my naam Lorenzo Sebastian van Kloetiesville. Here, ons roep hom nou dat u sy lewe moet verander. En hy weet Marcel, my ma musieke 'n dedication ingestuur het vir my naam en ek besef die desperaatheid van my moeder dat sy skoons daarna toe gaan, na die radio toe gaan om my naam daar te noem dat die Here my moet verander. Maar weet jy wat is die draaipunt in daai? Is dat my ma nie net by gebed gebly nie. My ma het 'n belofte gemaak, my vriend, met my pa saam. Maar my ma het nou my vroue moeders, my ma het 'n belofte gemaak en my ma het my altyd onbaatsigtelike liefde aan my bewys. Ten spyte van waar ek was, ten spyte hoe ek gelyk het, my ma het altyd gesê as my wange weg is, dan weet ek het baie tik gerook. Want ek is maar weer. Maar sy het nooit vir my verstoot, my vriend. Sy het nooit vir my gesê, jy kan nie. Ja, ek sê harde woorde met my gehad, soos 'n moeder maar is. Sy het harde woorde, but you know, I could always sense the love of a mother. En weet, vir 'n moeder wil ek sê, miskien, jy's like het, miskien praat jy en jy dink, wie's die jong man wat op my sê? Maar jy weet, ek het nie die gehoor, ek het die ervaar. Van 'n moeder wat my omvou het in my swakheid en daar vir my was. Toe almal vir my afskryf, toe almal sê, gaan dit nie maak, het sy vir my gesê, my kind, ek hou nie op 'n hoop dat jy gaan verander nie. Weet jy wat sê die Bybel, Marcel? Die Bybel sê dat daar skatte weggebeer binne ons. En weet jy wie is die beste persoon na Jesus om hy skatte te identify? Is jou moeder. Jou moeder is die een wat kan sien wat God deur jou kan doen. Wanneer almal se oë anders toe jou kyk, as dit jou moeder wat sien, dis my kind. Weet jy, daar's 'n dag, my vriend, wat my ma vir my sê, as sy moet kies, dan kies sy vir my. Het maak nie saak wie wat doen en wie wat sê nie. Maar sy kies vir my, want sy sê, sy het 9 maande het sy met my geloop, en sy het aan my geboorte gegee, en sy sal nie ophou glo, dat God my kan verander. Maar vandag vir 'n moeder sê, moenie ophou nie. Weet jy, en hier sê, ek dink, dit kan nou miskien 'n bietjie krap, maar as hy gaan my allow. Nou gooi meneer, gooi. Ek dink wat my moeder gedoen het, en my familie gedoen het, vir 'n tyd het hulle dit stil gehou om te sê, hierdie kind, jy weet mos, families as wat hierdie ding, en hier ons wat toe. Die familienaam. Kom ons wees reël. Die familienaam, jy weet. En, maar my moeder het hierdie ding gedoen. Sy het gesê, my kind is my kind. Maar my kind is ook my familie se kind. En my familie se kind is ook die community se kind. En sy sê, my stryd is nie net my stryd nie. Ek is bereid om my stryd oop te maak. En hoe meer mense daarvan weet en my help instry en accountable is aan hierdie saak, kan God hy saak verander. Maar vandag vir 'n moeder sê, u hoef nie in die huis alleen te sterf nie. U hoef nie alleen deur die stryd te gaan nie. Daar's manne en vroue wat die Bybel sê dieselfde vertroosting waarmee Christus vir my vertroos het, kan ek vandag iemand anders gaan vertroos. Want ons is ware getuies vir wat die Here kan. En ek wil 'n moeder vandag bemoedig om te sê dat daar's hoop. My ma het nie net gebid nie, sy het die saak oopgemaak. En sy het gesê, en maak nie saak wat hulle nou van my sê nie, ek weet in elke geval, die klong is die in die huis, maar buitekant in elke, hulle praat in elke geval van my. I might as well open it up. En ek het 'n wolk van getuie, wat saam met my deur hierdie stryd gaan. Hoeveel mamas, hoeveel families, krip
keer in hulle situasie, van hulle is nie bereid om dit op te maak. Ja, daar's elemente van vertroue, daar's elemente van shame is daar, but we don't rest in that. We rest in the assurance dat hierdie kind van jou, hierdie seun van my, hierdie dogter van my, het ook maar net liefde nodig. Sure. En my ma het altyd gesê, she's not fighting me. She's fighting what's controlling me. Yes. Sy beklei nie my nie, ek bly haar kind. Maar sy beklei dit wat vir my control. Yes. En die revelation het dit verander vir my. Want as ek gekom het, ja, ek sal nooit vergeet, ek en 'n vriend van my, as ek my dag bestorm, Rudy, en ek en hy kom een aand toe baie oggendure kom ons in die huis en ek kon nog so in die huis en my ma gooi 'n koppie na my toe. En sy sê, ja, baba, sy, en onmiddellik toe sy dit doen, toe vind sy haarself en sy console my. Ja. Because that was a love. Irrespectief van wat ek gedoen het. Wat vandag vir 'n moeder sê, liefde oorskry baie boundaries. Sure. Liefde oorskry baie seer. Liefde bedek baie dinge, maar liefde kan ook verander. Ja. En dat is my bemoediging, my bro. Lorenzo, God works in mysterious ways, bro. En hierdie ding was uitgesit vir jou. En vir jou, vir ons. The appointed time. Sure. En ek gaan niks by eet, julle, dis Lorenzo maar voor jy gaan, ek het nou voorheen ook gesê. Jy het gesê dat ons moet met mense sit en mense wat vir ons accountable kan hou, wat ons kan vat by die hand. Is jy available om met mense te praat, as hulle vir jou nader, om 'n pad met hulle te kan loop? Is jy available? My vriend, van dat ek die keuse gemaak het to change my life. Yes. In a nutshell, het ek ja gesê vir hierdie saak. Yes. En ek glo en ek vertrou dat ever since I've been available. Ja, nice. En solank as die Here my asem gee, ek het nie altyd miskien al die antwoorde nie. Yes, ek het nie miskien altyd, but you know what, I also believe God has placed us in strategic places. Yes. Around strategic people. Yes. In order sometimes even to point in a direction. En ek avail myself, my vriend. Ek het ja gesê vir liewe Jesus. Ek het ja gesê vir die koninkryk van hom. Yes. Ek het ja gesê, not for a church, I said yes to God. Daar sê. Ek het ja gesê vir Jesus. Yes. And I'm not only a pastor in a church. God has called me as a servant to the community. Nice, nice. En ek dink om jou antwoord straight te antwoord is dat ek is altyd available. Nice, man. You know, en ek dink die mooi ding van daai is dat ek het 'n vrou gekry wat verstaan dat 'n man is available. Nice, man. To build the kingdom. Nice, nice. Lorenzo, baie dankie vir daai en daar hoor julle, hy is beskikbaar. Mag ek jou contact details? Yes, definitely. You may, my friend. Jy is available om 'n pad met iemand te loop. Jy is nie net daar om te praat nie. Yep. Ons begin eers by die praat. Jy is available vir seminars, missionary goedjies, waar jy talk met dit, met groep mense, whatever. Jy is available om dit te doen. Daar sê. Jy is ook in 'n bediening in. Ja. Right. Waar is die bediening? Is daar social media platform waar ons kan gaan intune? Hoe werk hierdie stories? Yes. Wanneer is die servicing? Yes. Ministry tye, hoe werk dit? Yes, so ek is part van, of ek is in Commission Christian Church. Ons is 'n campus wat gestig was in Stellenbosch. Ons is nou al 13 jaar. Is ons nou al actively in Stellenbosch besig. Ons lead pastor is Pastor Otniel Jooste. Ek is die pastor, die household pastor op Stellenbosch. Dan het ons ook 'n tak binne in Cape Town. Waar 'n ander vriend pastor van ons, Pastor Sean is. Pastor Otniel homself is in Parel campus. En dan het ons ook 'n campus waar Pastor Dwayne in die Woester is. Okay. So op Stellenbosch, vir my, ons het elke Sondag het ons 10:00 het ons service by die gebedshuis. So die gebedshuis is daar in Jonkershoek, in die park, daar by die Spaarkompleks. Yes. Ons is daar elke Sondag 10:00 is ons daar in die gebedshuis. I believe God has called us. Ek weet die Bybel sê mos dat my huis sal 'n huis van gebed wees. So in hierdie season roep God ons na dit toe. In Stellenbosch, we pray, we trust God. En dat is elke hour 'n Woensdag het ons ook midweek waar ons het by mekaar ook by die gebedshuis by mekaar kom.
En daar zo dan werkt daar vandaan af. Dan ons social media platform. Jullie kan ons op Instagram krijgen. Jullie kan ons op YouTube krijgen. Jullie kan ons op Facebook krijgen. So we have an active page on that Commission Christian Church. Jullie zal al ons werkzaamheden zal jullie daar krijgen. En dan ook in ons eigen persoonlijke capaciteit. We work in communities. Ons werk samen met communities. Ons werk met die brode community van Stellenbosch en ook dan bij specifiek van Stellenbosch werk ons baie sterk ook in die Idas Vallei area saam met die leraarskring werk ons baie sterk in die area en ons doen wat die Here wil hê ons doen. So daai is in 'n nutshell. Woensdag, jy het gepraat van midweek service al oor 'n week. Woensdag watter tyd is dit? 7 uur. 7 uur. Okay. 7 uur begin ons ja. Daai is nou dan is daar jeug vir die kinders wat wil ons het ook al oor 'n Vrydag het ons ook jeug, ook daar by die gebedshuis. Wat ons ook elke tweede Vrydag 7 uur kom ons ook by mekaar daar met ons jeug. Ons het 'n active jeug wat ook daar hulle groei op by die stadium hier doen mooi dinge. So we have believed that we need to build kingdom and not church. Yes. So ons wil het oopmaak vir die community, you know. It's about the community. It's about ons is hier om van kerk en nou we are here about the kingdom of God. So die jeug, hulle gaan mooi aan. Daar so in daai area. Mooi man. Lorenzo, ek wil weer eens vir jou, eerstens wil ek vir jou dankie sê dat jy vir jouself beskikbaar gestel het. Dat jy nie gehuiwer het om vir die uitnodiging nie. Baie dankie vir die passie wat jy die boodskap oordra. Baie dankie dat jy eet, slaap, drink Jesus. As jy nog gerook het, ook het jy Jesus ook gerook. Ja, my vriend. En wie jy, Lorenzo, ek sê altyd, you put us on a high, right? A high, not just for a moment, but a high for a season. En soos jy sê, ons word gerepel. Mense verstaan nie eintlik altyd daai, soms ek ook daai repel storie, hoe magtig dit kan wees en hoe kragtig dit kan wees. En baie dankie dat jy vir ons gerepel het into 2025. Good. I think this is where we need to start realize. Ons het New Year's resolutions. Ja. Ons 6 eiers het vir ons nou. Ja. Ons New Year resolutions vir ons gegee. Eintlik ons New Year resurrection, as ek so maar sê. Meneer, baie dankie. Mag jy met whatever jy mee besig is, wat jou hart se begeerte is, mag die Vader dit vir jou kom aanraak man en mag hy dit ook repel vir jou na next level toe. Mag jy kom ervaar dat dit wat jy dalk soos jy nog sê daar is nog bietjie krappigheid dat daai juk sal opgehou word en dat jy nie meer hoef daaraan te krap nie en dat jy mense gaan bereik man wat moet bereik word. Soos jy gesê het, jy word geplaas strategies in sekere plekke met sekere mense. So mag die Vader dit vir jou kom maak dat jy ook daaruit kan leef. Verstaan jy? Soms is jy so vasgevang in die dinge en dan kom hy realness in hy lewe. Jy voel altyd iets is missing man. Mag jy daai voel dat daar's niks missing man. I lift myself out en through that het mense ook dan daaruit kan hulle ook leef man. So Lorenzo weer eens baie dankie. Sterkte met jou journey. Sterkte met whatever jy gaan aanpak. En bra, gaan in vrede in man. Amen. En weer eens baie dankie. Voor jy gaan het jy nog 'n laaste ding wat jy vir ons mense wil sê wat na hierdie video enige iets. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle die tyd gevat het om na my te luister. Ek kan baie praat. But I believe God has graced me with this passion. Ek kan nie stil bly oor die goeie nuus van Jesus Christus en maar sal vir jou ook ek wil alle seëninge oor hierdie platform en dit hoe die Here jou gebruik. Ek is a firm believer in God speaks in many ways. En dit is baie profound ding that God uses this tool, this platform to reach many more people. You know, like you said, paving the way, you know, om die pad vir ons vorentoe te gaan. En mag jou endeavors ook en dit wat die Here ook op jou plaas, mag God ook daai mildelik seën. Mag die Here ook regtig waar vir jou in strategic plekke plaas en vir jou ook connect met destiny helpers. That God will connect you to the right people that will able to put you where God wants you to be. En dit is maar net die begin vir jou, my vriend. Ek love dit. Ek is baie excited vir dit en ek love die naam. You know, wisdom, soos ek al gesê het voor ons begin dit. Sometimes we have a lot of information, but do we know how to channel that with wisdom? En ek dink die Here gebruik jou profoundly in daai, my vriend. Mag alles geseën wees wat jy doen. En net goeie dinge vir jou, my broer. Blessings, my broer. Baie dankie. Julle, dis Lorenzo, soos hy sê, hy is beskikbaar.
En dan ook die bediening wat hy pastor is, gaan support, hulle gaan kyk daar, so julle is aangeraak, ek is aangeraak, hulle deur is oop, he welcome us with open arms, so whenever ons tyd het, kom ons gaan join hulle movement, kom ons gaan luister daar en ek dink ons is nog honger vir nog. Ja man, sterkte broer en dankie my broer. Wisdom of Solomon, ons laaste guest vir Preparing the Road en ons sê dankie vir die Vader man dat hy die pad is nou oopgekap vir ons en ons het dit gesien, but now we start realizing it and we living it out. Dat die pad is vir ons wyd oopgemaak en ons het excess meneer. Yes, definitely is het excess. So baie dankie meneer en dit is Wisdom of Solomon. Tot 'n volgende keer julle meneer. Baie dankie man. Jerry Lorenzo my broer, een ding my broer, dankie. Jy was gegeer vir ons en dis maar hoe die Vader werk.